Baie welkom aan al ons kykers na nog 'n episode van Gesels Bietjie Les. My naam is Armin Kritzinger en elke week bied ek die volwasse Sabbatskool lesstudie aan van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Hierso aanlyn gratis. Ons vra nie vir donasies of enigiets soos dit nie. Die hoofmanier hoe jy hierdie program kan ondersteun, behalwe deur jou gebede natuurlik, is om die like knoppie te druk onder aan hierdie video. Of jy kan kommentaar lewer, al is dit nou net dankie of amen of enigiets soos dit. Dit wys vir YouTube dat jy dink hierdie video is die moeite werd vir ander mense om te sien en dan gaan YouTube hierdie video aan nog meer Afrikaanse mense adverteer. So doen asseblief jou deel om te help om evangelie aan al die Afrikaanse mense te bring sodat elke persoon 'n geleentheid kan hê om te kies of hulle Jesus in hulle lewe wil aanvaar as hulle persoonlike verlosser, om hulle te verlos van hulle sonde. So asseblief, druk asseblief daai like knoppie of los asseblief enige kommentaar. Ek waardeer dit regtig baie. So voordat ons in hierdie les induik vir hierdie week, kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar vir tegnologie wat U vir ons beskikbaar gemaak het. Soos wat ons hierdie week bietjie weer les gaan gesels, vra ons vir die gawe van die Heilige Gees om saam met ons te wees, om ons te leer wat waar is. Ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Soos wat julle mag weet, hierdie is nou les 13 wat ons hierdie week na gaan kyk. So ons is in die 4de kwartaal van 2025, ons gesels oor die boek van Joshua, en les 13 is nou die laaste les van 2025, die laaste les van hierdie kwartaal. Volgende week begin ons met les 1 van kwartaal 1 van 2026. So vir les nommer 13, die titel vir die les is, Kies dan vandag. En ons geheelteks kom daarso uit Joshua hoofstuk 24 vers 15. So kom ek lees dit vir ons, of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. So die klem daarso is om op 'n keuse te maak vandag. Moenie wag vir Kersfees nie, moenie wag vir Nuwejaar nie, moenie wag vir jou verjaarsdag nie. Maak 'n keuse vandag. Môre, volgende week, selfs die volgende uur is nie gewaarborg in ons lewens nie. Ons moet nie probeer dink dat, hierdie spesifieke geleentheid in die toekoms, dan sal ek 'n keuse vir Jesus maak, want hierdie is nou 'n spesiale datum of iets soos dit nie. Nee, ons moet nou 'n keuse maak, want môre of volgende uur is nie gewaarborg nie. En dan nog 'n belangrike idee wat ons kry hierso uit ons geheelteks in Joshua 24 vers 15, is Joshua wat sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien, of wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Dis nie dat Joshua 'n keuse maak vir ander mense nie. Daardie mense moet nog steeds hulle eie keuse maak, maar hy maak 'n keuse vir die huis waarvan hy die hoof is. En op die einde van die dag moet die res van die familie besluit of hulle deel van daardie huis, of hulle onder sy leierskap wil woon of nie. Maar hy sê dat die huis wat die Here vir hom gegee het om die hoof oor te wees, daardie huis sal die Here dien. En ek dink in ons wêreld vandag kort ons meer mans wat gewillig is om leierskap te neem in hulle gesinne en in hulle huise, om die geestelike rigting duidelik te maak in hulle huis, waarvoor die huis gaan staan. En dan op die einde van die dag sal elke familielid 'n keuse moet maak of hulle deel wil wees van daardie huis of nie. Nou, Sabbatmiddag se deel van die les sê vir ons dat die hoofgedeelte wat ons nou eintlik na gaan kyk is Joshua 24 hierdie week, die slot hoofstuk daarso in die boek van Joshua. En in Joshua 24 vind ons basies nou 'n hernuwing, kan 'n mens amper sê, van die verbond. En die les sê vir ons hierso, daar is 7 hoofdele van hierdie, of elemente kan ons sê, van hierdie tipe van 'n verbond, of die moeilike Afrikaanse woord wat dit daarso gebruik, 'n tipe van 'n verdrag. So as jy kyk daarso na hierdie 7 tipe dinge, ek dink dit is nie, dis doodsake om vir jou presies te verstaan wat dit is, of om te weet wat dit is nie, maar jy kan rustig daardeur gaan, net sodat jy bekend is en weet nou wat daardie 7 stukke is. Die hoofdeel vir my persoonlik in Sabbatmiddag se deel van die les is hierdie laaste paragraaf hierso, dat die klem van wat Joshua vir die Israeliete probeer sê daarso, is dat die fokus moet nie wees op mense of menslike leiers of onsself nie, maar die fokus moet wees op God, en God as die leier, die hoof as Israel. Selfs as dit kom by ons huise ook, ek het nou net 'n oomblik terug gesê hoe ons kort mans, ons kort paas wat die hoof gaan wees van hulle huis, wat die geestelike rigting duidelik gaan maak in hulle huise. Maar op die einde van die dag moet die fokus nog steeds nie op die pa of op die man wees nie, maar die fokus moet wees op die Here as die leier van die huis. En die pa en die man is net die een wat die voorbeeld navolg wat Jesus vir hom gegee het. So dit sê hierso vir ons in die les, Israel benodig nie 'n mens as koning nie. Hulle is 'n teokratiese nasie. Wat hulle altyd voor oë moet hou is dat die Here hulle enigste heerser is.
So baie keer as mense vir my ook vra, jy weet, Armin, wat is jou opinie oor politiek en dit, dan sê ek maar altyd, jy weet, my opinie is eintlik nou maar dat die beste regering is die regering waar die Here koning is. Dit is die enigste regering wat regtig regverdig is, waar liefde regeer, want al ons ander menslike tipe regerings, party is nou miskien beter as ander en so aan, maar hulle almal kom ver kort as ons hulle vergelyk met die Here as die regeerder of die heerser. Nou, hoekom is dit dat in vandag se lewe in 2025 het ons nou nie meer hierdie teokratiese nasie waar die Here koning is nie? En dan wil vir ons 'n aanhaling lees hierso uit die gees van profesie. Dit kom nou uit koning van die eeue. Dit praat daai tyd wat Jesus voor Pilatus verskyn het. Pilatus het toe sy plek op die regterstoel ingeneem en Jesus weer aan die volk voorgestel en gesê, kyk, julle koning, weer is die waansinnige uitroep gehoor, weg met hom, kruisig hom. Met 'n stem wat wyd en suid gehoor is, het Pilatus gevra, moet ek julle koning kruisig? Maar uit onheilige, godslasterlike lippe het die woorde uitgegaan, ons het geen koning, behalwe die keiser nie. Deur dus 'n heidense heerser te kies, het die Joodse nasie hulle aan die teokrasie onttrek. Hulle het God as hulle koning verwerp. Voortaan het hulle geen verlosser gehad nie. Hulle het geen koning behalwe die keiser gehad nie. Hierna het die priesters en die leraars die volk gelei. Hiervoor, met die vreeslike gevolge wat gevolg het, was hulle verantwoordelik. 'n Nasie se sonde en 'n nasie se ondergang was te wyte aan die godsdienstige leiers. So as twee hoofgedagtes wat ek kry uit hierdie gedeelte hier uit Konings van die Eeue, daai bladsynommers daarso is nou die Engelse Desire of Ages. En die eerste ene is daarso dat die Israeliete hulle self onttrek aan die teokrasie op daardie tydstip waar Jesus voor Pilatus gestaan het en hulle 'n heidense heerser gekies het. Dit is wat die gees van profesie vir ons sê. Dit is toe hulle nou finaal regtig hulle self aan die teokrasie onttrek het. Vroeger in die Ou Testament, jy weet, toe Dawid koning was en so aan, kan ons tot 'n mate sê dat die Here was nou nog eintlik hulle koning gewees. Die menslike koning het nou maar net die opdrag direk van God ontvang, wat hy vir hulle kon gee. As weet daai heerser nou getrou was aan die Here en lief was vir die Here, wat nie altyd die saak was nie. Maar finaal hierso, toe hulle heidense heerser gekies het, toe het hulle self aan die teokrasie onttrek. En na daardie tyd is hierdie teokratiese regering nou nie meer wat aan bewind is nie. So ons moet definitief in gedagte hou vir alles ons dink aan Israel vandag en die regerings van vandag. Party tipe regerings mag nou maar beter wees as ander, maar niks van hulle kan vergelyk met die Here as koning nie. Want onthou, hy ken die hart van mense, hy ken die motiewe en al daai tipe dinge, hy's regtig altyd regverdig. En dan 'n tweede gedagte wat ons hierso kan sien is dat die Joodse nasie se sonde en hulle ondergang was te wyte aan wat gewees? Hulle godsdienstige leiers gewees. So ons moet baie versigtig wees, want Satan val die godsdienstige leiers aan, want hy weet, dit is hoe hy jou en my ook, so ondergang ook te werk kan maak. Want hy weet dat mense sit soveel vertroue en soveel hoop in godsdienstige leiers, so as hy die godsdienstige leiers se onderval kan bewerkstellig, dan kan hy ons ondergang ook bewerkstellig, omdat ons soveel vertrou in leraars of 'n konferensiepresidente of weet iemand wat op YouTube is wat interessante teorieë het oor die Bybel of eindtyd of wat ook al. En dan val ons ook miskien in 'n struik. So ons moet baie versigtig wees. Ons moet regtig tyd maak vir onsself om die Bybel vir onsself te bestudeer sodat ons vir onsself kan verstaan wat die waarheid is. Dit beteken nie dat jy weet leraars of konferensiepredikante of so aan is nie belangrik nie. Almal het hulle werk, maar ons moet nie 'n ja en amen sê vir alles wat hulle vir ons probeer leer en sê nie. Dit is baie gevaarlik. Sondag se deel van die les, julle was daar. In Josua 24 vers 1, Josua het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. So die les vra vir ons hierso om dan te lees uit Josua 24 van vers 2 tot 13. En dan wat is die hoofsaak? Wat is die hoofidee wat van God se boodskap daarso aan Israel? So ek gaan nou nie al die versies daarso lees nie. Julle kan hierdie video net hierso pause. Ek wag net hierso vir julle. Dan kan julle al die verse gaan lees. Maar ek wil vir ons vers 12 en 13 lees wat ek dink regtig die ietsie baie mooi sê daarso vir ons. So in vers 12 en 13 en perdebye voor julle uitgestuur wat hulle voor julle uit verdryf het. Die twee konings van die Amorite, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie. Kom ons stop net gou eers vinnig hierso. As ons gaan kyk het na verse 2 tot 11, dan sou ons gesien het die Here gee basies soos 'n geskiedenis, 'n opsomming, weet hoe hulle gehelp het in Egipte, deur die Rooi See, jy weet die Jordaan en Kanaan en Jerigo en al daai tipe dinge. 'n Hoofgedagte wat ek kry daar die eerste paar verse van vers 2 tot 11 is alles wat die Here vir hulle gedoen het. Hoe die Here hulle verlos het, hoe die Here hulle gehelp het.
nie op hulle eie krag staat gemaak het nie. Dit was nie hulle eie grootheid, rykdom, wysheid of hulle eie vermoëns wat hulle al hierdie wonderlike in staat gestel het om al hierdie wonderlike dinge te doen nie. Maar dit was alles die Here gewees wat vir hulle hierdie dinge gedoen het. En hoe dit basies hulle geloof in die woord van die Here was en hoe die krag in die woord dit alles moontlik gemaak het vir hulle. As ons weer hierso kyk na vers 12 wat ek nou net gelees het, dan praat dit oor, onthou die Here se plan A heel moontlik gewees was vir daai mense om die waarheid aan te neem, soos Rahab en Rut en so aan. En dan die ander plan was gewees vir die Here om die mense uit te verdryf, as die beker van hulle grimmigheid nou nog nie vol was nie, as hulle skuld nou nog nie vol was nie, omdat hulle miskien nou nog nie al die geleentheid of al die lig gehad het om tot die waarheid te kom het nie, en vir die Here hulle uitgedryf het met perdebye, is wat die Bybel vir ons sê. En eers na dit, as gevolg van die geklaarheid van die Israeliete, moes hulle in oorlog ingegaan het, en daai heidense nasie se beker was vol gewees, en so was 'n oorlog gewees, en hulle het gesterf. Maar daar was tog nasies gewees wat die Here met perdebye uitgedryf het, is wat die Bybel vir ons hierso sê in Josua 24 vers 12. Ten minste dit sê vir ons hierso die 2 konings van die Amorite, nie deur jou swaard en nie deur jou boog nie. Die hoofgedagte, onthou die lesse vraag is, wat is die hoofgedagte van die boodskap van God hierso aan Israel? Die hoofgedagte vir my wat ek duidelik hierso kan sien is, nie deur jou swaard, nie deur jou boog nie. Dit is die Here wat hulle uitgedryf het voor die mense. So die fokus hierso is wat aan die Here gedoen het, nie wat die Israeliete gedoen het nie. En dan hierso in vers 13, so het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie. Daar eet julle van. Weereens, die hoofgedagte vir my hierso is die fokus is op wat die Here gedoen het, nie op wat die mense gedoen het nie. En daar is ons klaar 'n hoofgedagte vir ons uit hierdie week se les. Die fokus in ons Christelike wandel. Hoe ons met mense praat, die preke wat ons gee, die praatjies wat ons gee, wanneer ons die les aanbied, wanneer ons bid, wanneer ons getuienisse lewer, die fokus moet altyd wees op wat die Here doen, en nie ons vermoëns, en hoe slim ons is, en ons universiteitsgrade, en ons rykdom, en al hierdie tipe dinge nie. Dit is verskriklik gevaarlik vir ons, as ons oë van die Here en sy wonderwerke in ons lewe afvat, en ons fokus begin wandel op, ek is so slim, of ek het hierdie talent, of ek het hierdie opleiding gedoen, ek het hierdie universiteitsgraad, of ek het soveel geld gegee vir dit, om hierdie moontlik te maak, of wat ook al dit mag wees. Nou ek probeer nie sê dat al daardie ander tipe dinge is nutteloos nie. Ja, die Here kan al daardie ander tipe dinge gebruik, maar waar die eer en die glorie en die dank moet kom, moet altyd wees by die Here en wat hy gedoen het. Dit is net ons gewilligheid om te lewe volgens die woord, wat die krag in die woord te ware gemaak het in ons lewe, sodat ons daardie wonderwerke kon sien. So dit is regtig altyd waar ons die fokus moet hou, is op wat die Here gedoen het. En ek hoop, soos wat julle hierdie kwartaal saam met my gewandel het, deur hier die boek van Josua, en die vorige kwartale ook, as ons gekyk het na Exodus en so aan, dat dit altyd vir julle duidelik kan wees, hierso op gesels bietjie les, dat ons wil Jesus groot maak. Ons wil nie fokus sit op mense se pogings en mense se slimmigheid en mense se vermoëns nie. Want daardie tipe dinge sonder die woord van die Here en die krag wat in sy woord het, beteken regtig niks. En dit is verskriklik gevaarlik in ons Christelike wandel, wanneer ons nie die bron van krag ken nie. En die bron van krag is die Here se woord, die Here se wysheid, die krag wat daarso in sy woord lê. So kom ons maak seker dat, soos wat ons hierdie nuwe jaar ingaan, en weer eens, moenie wag tot die nuwe jaar, en moenie wag tot Kersfees of jou verjaarsdag nie, maak seker vandag dat ons fokus, waar ons die glorie en die eer gee, is altyd die woord van God. Onthou, Jesus is die woord, is wat Johannes 1 vers 1 vir ons sê. Nou, as ons kyk hierso aan die einde van Sondag, is daar 'n baie mooi en belangrike vraag. Dit sê hierso vir ons, op watter maniere kan ons as lede van 'n gemeente wel 'n beter gesamentlike verantwoordelikheidsin aankweek? Oftewel, hoe kan elke lidmaat begryp dat sy of haar optrede die hele gemeente raak? Nou, ons weet mos nou duidelik uit die Nuwe Testament uit, die illustrasie wat daarso vir ons gegee word, is dat die kerk is soos 'n liggaam. En ons weet dat as 'n liggaam val, as 'n persoon val en jy maak jou been seer, dan gaan dit die hele liggaam op 'n spesifieke manier 'n impak op die hele liggaam hê. Die hele liggaam gaan nou maar bietjie stadiger beweeg. So as ons die kerk sien as 'n liggaam, dan besef ons dat elke deel van hierdie liggaam, elke persoon, elke lidmaat in die kerk, het op die ou einde van die dag 'n invloed op die kerk as 'n geheel. En ons sien voorbeelde van dit in die les wat ons gekyk het hierdie week, hierdie kwartaal. Onthou ons het gekyk na, wat is dit in Afrikaans nou weer? Achan, ja, Achan is mos sy naam. Achan gewees, hoe Achan se besluit om
dingetjies te vat wat hy nie moes gevat het nie, het 'n invloed gehad op die hele Israel toe hulle tot oorlog toe gegaan het teen hulle vyand, het Israel verloor en ons mense wat baie pyn en lyding deurgegaan het as gevolg van 'n keuse wat Achan gemaak het. En so het die hele Israel 'n impak op hulle gehad totdat Achan basies sy sonde uitgeroei was onder Israel. Toe was God se seën weer gewees op die kerk van daardie tyd, op die Israeliete gewees van daardie tyd. En dis nie net die storie van Achan wat vir ons wys hoe lede van 'n gemeente invloed op die kerk as 'n geheel het nie. As ons selfs kyk na die storie van Daniël en sy vriende, die Gees van Profesie vertel vir ons hoe daar was getroue mense in Israel gewees wat weggevoer was in ballingskap gedurende daardie tyd toe Nebukadneser Jerusalem se mense weggevoer het na Babylon toe. Daniël en sy vriende was deel gewees van daardie groep mense wat na Babylon toe moes gegaan het. En dit was gevolg gewees nie as gevolg van Daniël en sy vriende se ontrouheid aan die Here nie, maar as gevolg van die nasie as 'n geheel of die ander mense se ontrouheid wat toe invloed gehad het op die hele nasie. So ek dink is maklik vir ons, as ons nou prakties kyk na hierdie, is dit maklik vir ons om by onsself te dink. Jy weet, wie is daar nou in die kerk wat besig is om verkeerde dinge te doen wat nou 'n slegte invloed op my lewe het en ek moet nou ly as gevolg van ander mense se keuses? Ek dink is maklik om so daarna te kyk, maar ek dink 'n ander manier wat 'n bietjie meer uitdagend is vir ons is miskien om te dink, weet wat is ek besig om te doen? Watter sonde is ek besig om aan vas te klou in my lewe wat besig is om nou 'n slegte invloed te hê op my kerkgemeenskap of die lidmate in my kerk? En miskien is dit tyd vir my om bietjie 'n verandering in my lewe saam te bring sodat ek nie onnodige slegte dinge op my kerkgemeenskap sal bring nie. En dis ook op die einde van die dag so in ons land en by ons skole, by die werk, in ons huisgesinne, ons maak keuses wat slegte gevolge op ander mense kan hê. En dis nie dat Jesus daardie mense nou verantwoordelik gaan hou vir ons sondes nie, maar die nagevolge van ons sonde gaan tog 'n effek op die ander mense hê. Al is dit nou nie noodwendig hulle ewige verdorwenheid of hulle dan nou vir ewig verlore gaan as gevolg van ons keuses nie. Daar gaan 'n tydelike lyding wees wat ons op ander mense kan bring as gevolg van die slegte keuses wat ons maak. En dit is ietsie wat 'n mens slapelose nagte kan gee. En dis hoekom dit belangrik is om ons sondes te bely en na Jesus toe kom en verandering te maak in ons lewe. Omdat ons moet besef dat die dinge wat ons doen het regtig invloed op ander mense. Weet baie keer as iemand rook of drink of so en dan sê mense, weet dit ek doen dit vir myself, dit het niks met iemand anders uit te waai of enigiets soos dit nie. Maar op die einde van die dag is daar dinge soos mense wat belasting betaal en die gesondheidsdepartement van 'n regering wat swaarder dra onder mense wat rook en drink omdat dit bydra tot verskriklik baie gesondheidsprobleme in die land. En so my rook en drink kan 'n finansiële las bring op baie ander mense en dit kan ons gesondheidsstelsel in die land swaar laat trek as gevolg van onnodige dinge wat ons doen. So ons moet regtig mooi dink oor die dinge wat ons doen in ons lewe. As ons besluit om onsself te vernietig, dat ons ten minste nie probeer om ander mense saam met ons af te trek nie. Maandag se titel daarso is met opregtheid en getrouheid. So in Josua doen 'n beroep op die Israeliete in Josua hoofstuk 24 vers 14 en 15. Wat het hy hulle gevra om te doen en wat beteken dit om die Here met opregtheid en getrouheid te dien? So kom ons kyk gou daarso na vers 14 en 15. Sê hierso vir ons: vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. So wat is die oproep wat Josua maak hierso aan Israeliete? Onthou, dit is die vraag wat die les daarso vir ons vra. Die oproep daarso is om die Here te vrees en om hom te dien in opregtheid en waarheid. Nou ons het al in 'n vorige les gekyk hierdie kwartaal wat dit beteken om die Here te vrees. Om die Here te vrees, weet baie keer dan sê mense dit beteken om respek te hê vir die Here of ietsie soos dit. En dit mag miskien waar wees, maar as ons kyk na Prediker, dan sê die Bybel vir ons dat om die Here te vrees beteken om te haat wat sleg is en om lief te wees vir wat reg is. So vrees die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. Die les vra ook daarso vir ons op Maandag, weet wat beteken dit om die Here te dien in opregtheid en waarheid? Nou vir my persoonlik, ek dink die les daarso Maandag gaan nogal in diepte ingaan om te probeer om vir ons te verduidelik wat dit beteken. Opregtheid en waarheid. Opregtheid beteken vir my om dieselfde persoon te wees in die geheim as niemand rondom jou is nie, as wie hy is in die publiek. Dit is baie maklik om voor te gee in die publiek deur ons woorde en selfs ons dade om iemand te wees wie ons nie regtig is nie.
En ek dink om die Here te dien in opregtheid, gaan regtig oor wie jy is, as niemand rondom jou is nie. Wie jy is, daarso binne in jou gedagtes, binne in jou hart, die dinge wat die ander mense nie kan sien nie. Want ons gee verskriklik baie om oor wat ander mense van ons dink. En te veel om oor wat ander mense van ons dink. En ongelukkig ons gee te min om oor wat die Here van ons dink. En op die einde van die dag maak nie regtig saak wat ander mense van ons dink. Ten minste, dit maak baie meer saak wat die Here van ons dink. En is presies net mooi omgeruil. Ons is heeltemal te veel bekommerd oor wat mense van ons dink teenoor wat God van ons dink. En om die Here te dien in opregtheid is daai geheim, wie ek is in die geheim. As niemand rondom my is nie, wat is die dinge waaroor ek dink, wat is die dinge waar ek my tyd mee spandeer? Ek gebruik ons altyd die voorbeeld en ek sê, weet, mense sit baie mooi quotes op hulle Facebook en baie mooi foto's en prentjies, weet, Christengoeders en dis goed en wel en al daai tipe dinge. En dis nie verkeerd nie en dis moontlik 'n baie goeie ding en jy moet dit seker doen. Maar wat van as jou gedagtes, jou geheime dinge op jou sosiale media geplaas was in die publiek vir die hele wêreld om te sien? Wat sou jou reputasie dan gewees het voor mense? En dis regtig iets om oor te dink. So, kom ons dien die Here in opregtheid en in waarheid. En Josua maak dan hierdie oproep aan die mense om die gode te verwyder wat hulle vaders gedien het. En ons gaan sien in tekens van die tye, 'n Vrydagse deel van die les, sê die Gees van profesie vir ons, daar was mense wat nog vasgehou het aan afgode. As dit nou nie miskien uiterlike afgode was nie, was daar in hulle hart was 'n afgode gewees. En op die einde van die dag, wat is die hoofafgod regtig? Is ons maak onsself 'n afgod. As ons woorde of ons idees kies bo die Here se woord of die Here se idees en ons kies om ons woorde of ons idees te volg bo sy idees in sy woord, dan sit ons onsself in die plek van God en ons maak onsself 'n afgod. Of as ons die woord van 'n predikant of 'n geloofsleier of enige iemand soos dit kies bo die woord van God, dan maak ons 'n afgod van daardie persoon. En ek dink vir ons as Christene, vir die van ons wat sê ons is Christene, ons moet regtig 'n baie wyeer prentjie hê van wat 'n afgod regtig is. En ons moet ons hart ondersoek en kyk daarna. En ek is opgewonde op Vrydagse deel van die les gaan ons daai aanhalinge en tekens van die tye van die Gees van profesie lees en dis baie mooi. En dan in vers 15 ook daarso sê hy vir hulle, weet, kies vandag wie julle wil dien. So om die Here te kies te dien in opregtheid en in waarheid is, wees nou 'n bietjie ernstig en maak nou regtig 'n keuse. Moenie speel nie. Ons het nie tyd om te speel nie. Ons het nie tyd vir speel kerk en speel evangelisasie en al hierdie tipe dinge nie. Speel kampvergadering en speel bidtuur en al hierdie tipe dinge nie. Wees nou 'n bietjie ernstig en maak nou regtig 'n keuse, weet, vir die Here. Wil jy aan die Here se kant wees of gaan jy nie aan die Here se kant wees nie? Op die einde van die dag is daar net twee kante. Of jy gaan lief wees vir die Here se waarheid en die Here se mense, of jy gaan die Here haat en die Here se mense haat en die Here se waarheid haat. Weet, ons praat baie van die eindtyd en hoe, weet, God se mense gaan vlug in die berge en al hierdie tipe dinge. Wel, jy gaan of deel van die mense wees wat gaan vlug in die berge in, of jy gaan deel van die mense wees wat daardie mense gaan jaag in die berge in en hulle gaan vervolg. Maar jy gaan aan een kant wees. Daar's nie 'n middelpad van, weet, ek is nie vir die Here nie en ek is nie teen die Here nie, ek is hier so in die middel of enigiets soos dit. Dit is net ongelukkig nie hoe dit gaan werk nie. So, maak 'n keuse vandag. Weereens die klem daarso is vandag. Moenie wag vir een of ander spesiale tyd in jou lewe of 'n spesiale datum of enige iets soos dit nie. Maak vandag die keuse. As jy uitstel of afstel na 'n toekomstige datum toe, wanneer daai datum kom, is dit regtig baie skrikkerig om te weet of jy nou regtig opreg is oor hierdie verandering wat in jou lewe kom. Dink aan as jy getroud is en jou man of jou vrou is besig om jou te verkil, besig om vir jou te jok, hulle het 'n skelmpie ergens en jy vang hulle nou uit en hulle sê vir jou, okay, wag net tot Kersfees. Wag nou net tot Kersfees, dan sal ek ophou. Wag nou net tot die nuwe jaar, dan gaan ek ophou. Dit is mos nie hoe dit werk nie. Ek is heel moontlik jy gaan vir hulle sê, ek bedoel as jy vir hulle kans gaan gee, gaan jy vir hulle sê jy moet nou ophou. Nou, vandag, hierdie oomblik, hierdie minuut. Nou hoekom is dit as dit kom by die Here se dinge, dan dink ons nie so nie. Dan wil ons nou wag vir Kersfees of wag vir hierdie datum wat my pa ook sy lewe vir die Here gegee het of my ma of my oom of my tannie of weet hierdie datum is so mooi want dit is die 11de dag van die 11de maand, is 111 of wat ook al. Dis regtig nonsens en dit moet regtig nie so wees nie. Nou aan die einde van maandag se les, wat beteken dit vir jou om die Here met opregtheid en met trou te dien? Dis soos wat ek nou net daarso verduidelik het. Let op jou daaglikse lewe. Watter dinge trek jou aandag af wat verhoed dat jy die Here van harte dien? So hierso kan elkeen van ons regtig dit op 'n persoonlike manier vir onsself beantwoord.
Ek kan nie vir jou hierdie vraag antwoord nie en jy kan dit ook nie vir my antwoord nie. Die dinge wat ons aandag aftrek om die Here 100% te dien, om alles op die tafel te sit, om 'n totale oorgawe te maak aan die Here. Daai dingetjies gaan nou 'n bietjie anders wees vir jou en vir my. Vir party mense is dit die flieks van die wêreld, die sepies van die wêreld, vir party mense is dit die musiek van die wêreld of die speletjies van die wêreld, vir party mense is dit rasisme of kinderstories aandra, vir party mense is dit pornografie of ander seksuele sondes, party mense is dit korrupsie met geld te doen, party mense is verkeerde verhoudings met mense wat nie dieselfde glo as hulle nie, en ek kan regtig die hele dag sit hierso en net klomp van hierdie dinge noem wat ons aandag aftrek om 'n totale oorgawe te maak aan die Here. Al hierdie tipe dinge wat ek noem is nou maar net eintlik die vrugte aan die boom. Op die einde van die dag is, wat is die wortel van die probleem? En die wortel van die probleem is liefde vir selfsugtigheid en ongeloof. Daardie twee tipe dinge wat nou regtig nou maar van die begin af in Satan se hart ook gekom met selfsugtigheid, trots, selfsugtigheid en om nie die Here te neem op sy woord nie. Daar is die twee dinge wat regtig ons, en daardie twee dinge is eintlik nog maar dieselfde ding, om ons te verhoed om 'n totale oorgawe te maak aan die Here. Maar as ons nie geloof het in die woord van die Here nie en ons sit ons geloof in ons eie woord of in die woord van iemand anders, dan is dit regtig selfsugtigheid. En ons kan nie die Here so dien nie. En regtig kyk hier by die huis, elkeen van ons, dis waar vir jou en dis waar vir my, elkeen van ons moet op 'n stadium in ons lewe kom wat ons sê genoeg is genoeg. Waar ons vir onsself sê, hierdie ek maak asof ek 'n Christen ding is, moet nou tot op 'n einde kom. Of ek gaan voluit gaan en ek gaan die Here dien en ek gaan 'n totale oorgawe maak aan alles wat die Bybel en die gees van profesie sê, of ek moet of ek gaan aangaan met hierdie half maak asof ek 'n Christen is, voorgee asof ek 'n Christen is, en op die einde van die dag is ek nog steeds verlore. Hierdie pad gaan net nie werk nie en ons moet regtig, daar moet 'n dag kom wat ons 'n keuse gaan maak en daardie dag is regtig vandag. Ek dink dit is 'n hoofgedagte wat ons kry uit hierdie week se les. Nou Dinsdag se titel daarso is sê vry om te dien. So, wat was Israel se reaksie gewees daarso op Joshua se oproep om die Here te dien in opregtheid en in waarheid, om vandag 'n keuse te maak? Wat was hulle oproep gewees? So kom ons kyk daarso na verse 16 tot 18. Dit sê so vir ons, toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Maar die Here ons God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan, en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uitverdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. So wat is hulle antwoord hierso op die versoek wat Joshua aan hulle gemaak het? Hulle sê, daar's nie 'n manier wat ons die ander gode gaan dien nie, ons wil die Here dien, dis hy wat al hierdie wonderlike dinge in ons lewe gedoen het. So, hulle antwoord is basies, vandag kies ons wil die Here volg, ons wil die Here dien. Nou, of hulle regtig opreg is in daardie oomblik, ek is seker daar's party mense wat opreg was, party mense wat nie opreg was nie, net soos wat daar mense vandag gaan wees, waar party mense gaan sê hulle maak 'n keuse vir die Here vandag en hulle is opreg, ander mense doen dit nou maar net vir 'n uiterlike 'n formele manier hoe hulle probeer mooi lyk en sulke tipe dinge. En ons gaan op Vrydag se deel van die les gaan ons sien. Die gees van profesie sê vir ons dat daar was mense gewees in Israel wat net 'n formele tipe godsdiens gehad het met uiterlike seremonies en daardie tipe dinge, maar wat nie die Here met hulle hart gedien het nie. En is waar vandag en heel moontlik waar gewees, of dit is waar gewees op daardie tyd toe hulle hierdie antwoord gegee het. Nou, die les vra vir ons hierso toe, hulle nou hierdie positiewe antwoord gegee het en hulle sê, ja nee, hulle gaan die Here dien, hulle wil nie na die afgode wegdraai nie. Let op Joshua se reaksie op hulle antwoord. En waarom dink jy het hy so daarop reageer? So kom ons kyk daar na die antwoord wat hy vir hulle gegee het. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy julle aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Joshua, nee, maar ons sal die Here dien. So hoekom het Joshua so hulle geantwoord? Weet, die les sê daarso vir ons, baie mense sal dink, nadat hulle nou 'n positiewe antwoord gegee het dat hulle wil die Here dien, gaan Joshua vir hulle iets bemoedigends gee, maar dit klink hier asof hy vir hulle sê, nee, julle kan nie nou die les sê daarso, hy probeer om die duiwel se advokaat te speel en al hierdie tipe dinge. Ek stem nou nie regtig daarmee saam nie. Ek dink die probleem hierso, soos wat die gees van profesie vir ons sê in die aanhaling op Vrydag wat ons later gaan lees, is dat daar was regtig mense gewees wat nog aan die afgode in hulle hart gehad het. Hulle het hulle uiterlik gesê dat hulle gaan die Here dien en daardie tipe dinge. Sê hy vir hulle, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God. En die probleem, die rede hoekom hy nie hulle sondes gaan vergewe nie, is omdat hulle het nog nie regtig 'n totale oorgawe gemaak nie. Daar was 'n groep mense gewees wat nog afgode in hulle hart gehad het, hartsafgode as ons dit so kan noem. En hulle moet eers 'n totale oorgawe gemaak het aan die Here as hulle regtig die Here wil dien.
Maar daar's 'n hele paar dinge wat Joshua hierso vir hulle probeer sê. Die ander ding ook, soos wat ons genoem het, is dit is 'n ernstige besluit om die Here te dien. Dit is ietsie wat ons regtig aan oor moet dink en bepeins. En dit het my laat dink aan hierdie vers in Matteus hoofstuk 16 vers 24 waar dit sê Jesus het vir sy disippels gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. So as iemand Jesus wil volg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem. So jy moet die koste tel as jy 'n keuse wil maak om Here te dien. Selfs Jesus het gesê, weet, watter persoon gaan 'n toring bou en hy sit nie eers en hy kyk nie eers mooi, weet hoeveel gaan dit kos nie. Anders te begin om die toring te bou en hy kan dit nie klaar maak nie en die mense gaan hom bespot. En so om 'n keuse te maak om Jesus te volg is 'n verskriklike belangrike vraag, 'n kwessie en ons moet mooi dink oor wat dit van ons gaan vra. En dit is hoekom die doop so 'n belangrike keuse is om te maak. Want daar's sekere dinge wat ons moet verstaan, sekere dinge wat ons sal moet nalaat, wat ons sal moet agterlaat as ons regtig die Here wil volg met ons hele hart. Nou daar's 3 punte wat die les hierso vir ons noem op 'n Dinsdagse deel van die les oor wat Joshua hierso probeer sê vir die mense. So kom ons kyk hierso wat dit vir ons sê. Dit sê hierso vir ons dat ten eerste die besluit om God te dien 'n saak van groot erns is. Dis ietsie wat baie belangrik is, soos wat ek nou net genoem het met die saak van die doop. Dan tweedens, die Israeliete se besluit om die Here te dien moet hulle eie besluit wees, nie iets wat iemand anders vir hulle neem nie. Dit is net soos met die huwelik, wanneer jy trou. Dis 'n besluit wat jy vir jouself moet neem, net soos wat jy gedoop word. Dis 'n besluit wat jy vir jouself moet neem. Jou familie kan nie vir jou besluit nie, of jy met wie jy gaan trou nie. Jou familie kan nie vir jou besluit, weet, wanneer jy gedoop moet word of enigiets soos dit nie. Dis 'n verskriklike groot besluit wat jy neem, dis 'n belofte wat jy maak voor die Here op jou troudag en jou doopdag, en so dis 'n besluit wat jy self moet neem. En dan derdens, Israel moet besef dat die aanbidding van die Here nie deur menslike inspanning geskied nie. So Joshua wil nie hê dat die Israeliete moet 'n keuse maak hierso net omdat iemand anders hulle forceer nie of onder groepsdruk is om 'n keuse te maak nie. Hy wil ook nie hê hulle moet hierdie keuse maak en onder 'n tipe van 'n ou verbond wees waar hulle op hulle eie krag probeer staat maak om te doen wat reg is nie. Nee, hy wil hê hulle moet besef dat dit is die Here wat die reddende krag vir hulle kan gee. Hulle moet staat maak op die Here om hulle te verlos van hulle sondes, om hulle te verlos van hulle vyande. En so ek dink dis baie mooi 3 lesse wat die les daarso vir ons gee op Dinsdag. Ek sou net nie sê dat hy speel weer duiwelse advokaat of ietsie soos dit nie, maar ek dink regtig die klem daarso is op die erns van die saak, dat daar moet 'n totale oorgawe wees. Hulle moet alles op die tafel sit. Hulle moet 100% oorgawe daarso aan die Here maak, anders gaan dit vir hulle niks beteken nie. Nou Woensdag sê daarso vir ons die gevare van afgoderry. So kom ons kyk daarso na Joshua hoofstuk 24 vers 22 tot 24. Joshua herhaal sy beroep op die volk om van hulle afgode ontslae te raak. Om watter rede? So kom ons lees daarso na daai verse. Daarop sê Joshua aan die volk: "Julle is getuies teen julleself dat julle vir julself die Here gekies het om hom te dien." En hulle sê: "Ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is en neig julle harte tot die Here, die God van Israel." Daarop sê die volk aan Joshua: "Ons sal die Here ons God dien en na sy stem luister." So weer eens hierso sê dit vir ons Joshua het geweet dat daar was 'n probleem gewees. Dis hoekom hy daai antwoord ook vir hulle gegee het. Hy sê: "Verwyder die vreemde gode, nie net die enige fisiese gode wat hulle mag hê nie, maar die hartsafgode wat hulle daarso gehad het." En so het die volk toe vir hulle gesê: "Ons gaan die Here dien." Het vir Joshua gesê: "Ons gaan die Here dien, ons gaan na sy stem luister." So dit is die rede hoekom hy dit herhaal het, omdat daar nog 'n afgoderry probleem onder die Israeliete was. En die afgode probleem sou veroorsaak het dat die Israeliete net soos die ander heidense nasies ook op die einde van die dag weer vernietig sou wees. Nou, dis 'n belofte wat hulle gemaak het hierso aan die Here. So aan die einde van Woensdag se les gee dit vir ons 'n baie verskriklike belangrike vraag. Dit sê: "Hoe dikwels beloof jy die Here om 'n bepaalde ding te doen, maar dan bly jy dit vergeete? Wat was die rede vir jou versuim? En wat sê jou antwoord hierop aangaande die Here se genade?" So, dit is waar dat baie keer dan maak mense beloftes aan die Here. Hulle sê: "Weet Here, as U net dit vir my sal doen, dan sal ek dit doen," of so aan. En dan hou hulle nie altyd daai belofte nie. Nou ek wil 'n paar gedagtes hierso deel uit die gees van profesie oor om beloftes te maak aan die Here of selfs aan mense. In Testimonies for the Church, volume 5, is die Engelse bladsy nommer daarso 365 sê dit vir ons: "As jy 'n belofte gemaak het wat strydig is met die voorskrif, trek dit met die skrif, trek dit gerus sonder versuim terug. En in nederigheid voor God bekeer jou van die begeerte wat jou daartoe gelei het om so 'n oorhaastige belofte te maak. Dit is baie beter om so 'n belofte terug te neem in vrees van God as om dit te hou en daardeur jou Skepper oneer aan te doen." Nou die konteks hierson is van iemand wat basies verloof is aan iemand wat nie dieselfde as hulle glo nie. En so daai verloving is basies dat hulle met daai persoon gaan trou of so aan, maar hulle het nou nog nie getrou nie.
En die Here deur sy profeet sê vir hierdie persoon, jou belofte om met daardie persoon te trou, wat nie dieselfde as jy glo nie, is teenstrydig met die woord van God. En dit is baie beter vir jou om daardie belofte terug te trek, as om die Here oneer aan te doen. So as ons enige beloftes maak, of dit nou aan die Here is, of aan mense is, wat teenstrydig is met die Here se woord, dan het ons nie 'n verantwoordelikheid om daardie belofte na te kom nie. Inteendeel, jy het 'n verantwoordelikheid om daardie belofte te laat gaan. Want jy gaan nie die Here enige eer aandoen om daardie belofte te volhou nie, maar jy gaan eintlik die Here oneer aandoen, want dit is teenstrydig met sy wil, dit is teenstrydig met sy woord. Maar dit geld slegs wanneer ons beloftes maak wat teenstrydig is met sy woord. Maar wat van as ons beloftes maak wat nie teenstrydig is met sy woord nie? Hierso sê die Gees van Profesie weer eens vir ons, wanneer jy 'n belofte maak, maak seker dat jy verstaan dat God verwag dat jy so gou as moontlik sal doen wat jy beloof het. Moenie 'n gedeelte aan die Here beloof en dit dan vir jou eie gebruik toeëien nie, sodat jou gebede nie vir hom 'n gruwel word nie. Dit is die verwaarlosing van hierdie duidelike geopenbaarde pligte wat duisternis oor die kerk bring. En ek dink Josua het hierdie punt ook duidelik verstaan, dat dit sou duisternis oor die volk gebring het, as die mense beloftes gemaak het wat hulle nie gehou het nie. Nou die konteks hierso van hierdie aanhaling wat ek gelees het te doen met tiendes en offergawes. Wanneer mense sê hulle gaan 'n gedeelte gee vir die Here, nie net tiendes nie, 10% nie, maar ook hulle offergawes, en dan doen hulle dit nie. Dan gebruik hulle 'n gedeelte daarvan vir hulle self, of dit gaan nie net oor, hulle doen dit nie, maar hulle doen dit nie so gou as moontlik nie. Hulle is maar bietjie stadig, want hulle gebruik die geld vir hulle self, en dit, so aan, en dit sê vir ons, hierdie dinge maak ons gebede vir die Here 'n gruwel, want dan is ons ongetrou aan die Here, ons hou nie ons belofte nie, so dis 'n baie ernstige ding. Ons maak van onsself 'n afgod, ons maak van onsself 'n dief, 'n leienaar, en as ons nie ons beloftes nakom nie, dan sal ons vir ewig verlore gaan. Ons gaan nie in die Here se koninkryk instap as leienaars en diewe en mense wat van ons self probeer gode maak nie. So dit is 'n verskriklike belangrike vraag hierdie aan die einde daarso van daardie dag se les wat ons na moet kyk. Maar dit sê ook vir ons hierso, wat sê hierdie antwoord, wat sê dit vir ons as van die Here se genade? Nou ek is seker dat vir baie van ons het nou ergens in ons lewe beloftes gemaak wat ons nie nagekom het nie. So wat moet ons dan doen? Dit beteken nie, ek gaan nou net na die Here toe gaan en vir hom sê jammer daaroor en dan hoef ek nie die belofte na te kom nie. Nee, as jy die belofte gemaak het en dit is nie teenstrydig met die Here se woord nie, dan moet jy nou daardie belofte nakom. Jy moet na die Here toe gaan en vergifnis vra, jou sonde bely, dat dit jou so lank gevat het om jou belofte na te kom, en dan moet jy die belofte nakom. Jy is nie nou 'n get out of jail free card wat jy nou gekry het, en nou hoef jy nie meer die belofte na te kom nie. Nee, jy het nou verantwoordelikheid om die belofte na te kom, nadat jy om vergifnis gevra het vir jou sonde. Dis nie asof jy steel iemand se kar, en dan gaan jy na die Here toe en jy vra vir hom om vir jou te vergewe, en dan hou jy nou maar die kar nie. Ek is heel seker dat jy weet dat jy 'n verantwoordelikheid om die kar terug te gee. So jy moet jou belofte aan die Here ook nakom. En wat is van hierdie beloftes wat ons voor die Here maak? Wel, van hierdie beloftes is dinge soos, op jou troudag. Baie keer en dan dink mense, dis baie oulik, ons gaan nou ons eie geloftes aan mekaar skryf op ons troudag wat ons vir mekaar gaan voorlees, en ja, dit is baie oulik. Maar ons moet besef, dit is 'n ernstige saak, as ons beloftes so voor die Here en voor ander mense maak op ons troudag. En die Here verwag dat ons daardie beloftes gaan hou, dat ons daardie beloftes gaan waarmaak in ons lewe. En dieselfde is ook waar op ons doopdag. Wanneer ons gedoop word en ons sê, ons gaan die kerk ondersteun met ons tiendes en ons offergawes, en ons gaan ons liggaams behandel asof dit 'n tempel is van die Here, en ons gaan die kerk ondersteun, nie net met ons tiendes en ons offergawes nie, maar in die programme van die kerk, en die bywoning van die programme, en al die tipe dinge, wat ook al jou belofte nou maar mag wees, die Here verwag dat jy daardie belofte gaan nakom. So dit is 'n regtig 'n belangrike saak, en ek dink, elkeen van ons hierdie week, ons moet 'n bietjie tyd neem, om 'n bietjie terug te sit en te dink oor die beloftes wat ons al gemaak het aan die Here, wat ons nou nog nie nagekom het nie, en ons moet daardie saak regstel, as ons in 'n reddende verhouding met Jesus wil wees en wil bly. Nou donderdag se deel van die les, die titel daarso is, End uit getrou. Dis verskriklik mooi, getrou tot op die einde. So lees die slotwoorde van die boek Josua, wat onder ingewing van die Heilige Gees hierdie skrywe afsluit. So ons gaan kyk daarso na daardie laaste paar verse. In watter opsig is die woorde nie net 'n terugblik op Josua se lewe nie, maar ook 'n vooruitkyk. So kom ons kyk daarso na daai paar verse. En na hierdie dinge het Josua die seun van Nun, die knegt van die Here, gesterwe 110 jaar oud. So hy was 10 jaar jonger gewees as Moses gesterf het, 120 was Moses gewees, en hoe beskryf dit vir hom? 'n knegt van die Here. En hulle het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnat Serach, wat op die gebergte van Efraim lê, noord van die berg Gaas.
En Israel het die Here gedien al die dae van Josua en al die dae van die oudstes wat lank na Josua nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het hulle begrawe in Sichem op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. En toe Eliezer, die seun van Aaron, gesterf het hulle hom begrawe op die heuwel van sy seun Pinjas, wat aan hom gegee was op die gebergte Efraim. So, hoe wys dit vir ons op die geskiedenis? Dit wys vir ons, Josua was 'n knegt gewees van die Here, tot op die dag wat hy gesterf het. Dit wys vir ons dat die Israeliete het die Here gedien, al die dae van Josua, en die oudstes wat gelewe het, nog lank na die dae van Josua. Wat wys dit vir ons van die toekoms? Dit wys vir ons hoe Josua begrawe was, dit wys vir ons hierso hoe Josef ook begrawe was, dit wys vir ons hoe Eliezer ook begrawe was. So, die les dui hierso op 'n punt, dat al die ronddra van die gebeente, die tydelike dae, al hierdie dinge het nou tot 'n mate tot 'n einde gekom. Dit wys op 'n meer permanente plek waar die Israeliete nou gekom het, en dit is kom hulle nou die mense kan begrawe. Dit is die vooruitsig wat ons hierso sien. En verskriklik mooi as ons dink oor hoe Josua daarso beskrywe word as 'n knegt van die Here, iemand wat die Here gedien het, iemand wat alles gegee het vir die Here, alles op die tafel gesit het vir die Here. Nou, donderdag het hierdie belangrike vraag, het sê, die toekoms bring hulle voor bepaalde vrae te staan. Hoe hulle hierdie vraag beantwoord sal bepaal watter toekoms hulle tegemoet gaan. Gaan Israel lojaal aan die Here wees? Sal hulle die besitneming van die land kan voortsit totdat hulle die hele Kanaan bewoon? Sal hulle aan Yahweh kan bly vasklou en nie in afgoderry verstrengel raak nie? Onder Josua was 'n hele geslag aan die Here getrou. Die vraag is net, gaan die nuwe geslag op koers bly? Hou by die geestelike paadjie wat daardie groot leier vir Israel gebaan het. Elke nuwe geslag wat as geestelike volk van God die boek Josua lees, kom op dieselfde vraag te staan. So 'n belangrike gedagte daarso uit daardie paragraaf vir my is, wat van jou vandag? Ons kan nou heeltemal lekker lank gesels oor daardie mense en die keuses wat hulle gemaak het oor hoe hulle die Here gaan dien, maar wat van jou vandag? Jou pa of jou oupa of die pioniere van die Adventiste kerk, al daai tipe dinge, hulle gaan nie geloof hê vir jou nie. Jy moet geloof hê vir jou. Jy moet 'n keuse maak vir jou. Jou pa of jou ma of jou oom of jou tannie of jou predikant kan nie kies vir jou nie. Jy moet kies vir jou. En op die einde van die dag is, wat is jou vraag op hierdie beroep wat Josua gemaak het? Sit weg jou afgode. Is jy bereid om vandag 'n keuse te maak om die afgode in jou lewe eenkant te sit? Is jy bereid om vandag alles op die tafel te sit en te sê, ek gaan voluit vir Jesus lewe. Ek gaan voluit die Bybel en die gees van profesie vat en 'n totale oorgawe maak aan alles wat die Here daar sê. Ek gaan 'n nuwe blaadjie oorslaan in my Christelike wandel met die Here en ek gaan regtig voluit gaan vir die Here. En selfs verlede jaar, verlede week, gister se keuses in jou lewe gaan nie bepaal wie jy vandag is nie. Vandag se keuses gaan bepaal wie jy vandag is en môre se keuses gaan bepaal wie jy môre is. So is 'n dag vir dag besluit wat ons moet maak. Kies vandag wie jy gaan dien. Is 'n vraag wat elke dag aan jou gevra moet word. Nou, aan die einde van donderdag sê dit, net soos Paulus het Josua die goeie stryd gestry. 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 7. Wat was die geheim van Josua se sukses? Watter besluit moet jy vandag neem ten einde die lewenswedloop met dieselfde geloofsekerheid te eindig? Nou ek dink die geheim vir Josua se sukses om die goeie stryd te stry, sien ons daarso in 2 Timoteus 4 vers 7. Dit sê daarso vir ons, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Dit is die geheim vir sukses, is om die geloof te behou. Wat is geloof? Dis om die Here te neem op sy woord. Dit is om te glo dat in die Here se woord is die krag om sy woord waar te maak. Onthou, patriarge en profete, in die heel eerste les hierdie kwartaal het ons gepraat oor die geheim van sukses. Die geheim van sukses is die krag van die Here met die gewilligheid van die mens om volgens daardie woord te lewe. Soos die Here vir jou vra om iets te doen, dit maak nie saak hoe vreemd dit mag klink nie. As jy gewillig is om te lewe volgens daardie woord, sal die krag in die woord sal dit waar maak vir jou in jou lewe. Maak nie saak hoe onmoontlik dit mag klink nie. Wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk het ons gesien in die boek van Exodus en die boek van Josua, en al hierdie wonderwerke was gewees as gevolg van geloof in die woord van God. En vandag in ons lewens is dit ook waar. As jy wonderlike dinge in jou lewe wil sien, in jou geestelike lewe, by jou werk, by jou skool, in jou familie, moet jy die Here neem op sy woord. Jy moet die geloof behou, en dan sal jy die goeie stryd kan stry en die wedloop volëindig, net soos Josua. Dit is die geheim vir sukses. Dis nie baie ingewikkeld nie, mense probeer dit baie ingewikkeld maak, en dit is nie ingewikkeld nie. Die ingewikkelde ding is jy gewillig
om alles op die tafel te sit vir Jesus, om 'n totale oorgawe te maak. Vrydag, dieselfde hoofstuk as laasweek, is ons Gees van Profesie deel wat ons kan lees. Ek gaan weer die skakel onderaan die video sit in Afrikaans, sodat jy dit kan lees. Onthou, om te lees wat die Here sê en wat sy profete sê, is meer belangrik as wat enige persoon op YouTube of op die internet vir jou kan sê. So maak asseblief tyd om weer daardie hoofstukke deur te gaan. Nou, ek wil hierdie aanhalings in tekens van die tye deur Ellen White wil ek vir ons lees, want dit is tog so belangrik. 'n Magdom mense het die uittog uit Egipte land meegemaak. Onder hulle was vele wat afgodsbeelde aanbid het. So groot is die mag van gewoonte by die mens dat hierdie praktyk in die geheim voortgesit is, tot 'n mate selfs nadat die volk hulle in Kanaan gevestig het. Josua was bewus van hierdie boosheid onder die Israeliete en kon duidelik insien watter gevare dit vir hulle ingehou het. Hy het opreg 'n diepgaande hervorming vir sy Hebreëse volksgenote begeer. Wat hy verstaan het, is dat die mense tot 'n besluit moes kom om die Here van harte te dien. Andersins sou hulle dade hulle al meer en meer van God geskei het. Hoewel 'n gedeelte van die volk 'n geestelike ingesteldheid teenoor aanbidding gehad het, was die res tot 'n groot mate blote formaliste, sonder enige geesdrif of opregtheid in hul beoefening. Party van hulle was in hul diepste wese afgodsdienaars, maar sou te skaam wees om dit teenoor ander te beken. En dit is waar vir baie van ons vandag. Ons is te bang om te erken, nie net teenoor ander nie, maar seker teenoor onsself ook, dat in ons diepste is ons regtig afgodedienaars van die wêreld. Die flieks, die musiek, die speletjies van die wêreld, en ons is net formaliste, blote formaliste. Daar's nie 'n geestelike ingesteldheid in ons harte teenoor Jesus nie. En so Josua het hierdie dinge geweet, en dit sit regtig vir ons in konteks, al die vrae wat hulle gevra het, jy weet, dis hoekom hulle nie die Here kan dien nie, dis hoekom hulle nie vergifnis sal ontvang nie, en al hierdie tipe dinge, en dit help ons regtig om hierdie week se les mooi te verstaan. Die Gees van Profesie is tog so belangrik vir ons. Okay, dan is die 4 besprekingsvrae vir ons. Okay, let op die sinsnede, hy is 'n heilige God, hy is 'n jaloerse God, en bespreek die betekenis daarvan. In watter opsig is die Here 'n jaloerse God? Nou, daar's 'n paar maniere om jaloers te wees. Die een manier is die tipe jaloesie wat die 10 gebooie vir ons sê, weet, om nie ander mense se dinge te begeer nie. Daai jaloesie is, jy wil ietsie hê wat nie aan jou behoort nie. Jy wil ietsie hê wat nie joune is nie, wat nie joune moet wees nie, wat iemand anders in is en wat hulle sin sal wees. Dis hoekom die 10 gebooie vir ons sê, moenie jou buurman se huis of sy vrou begeer nie. Wanneer die Bybel sê dat die Here is jaloers, is dit nie hierdie tipe jaloesie nie. Dis nie dat hy ietsie wil hê wat nie waarlik syne is nie, wat syne moet wees nie. Die Here is jaloers dat ietsie wat syne is, wil hy hê moet net syne wees, net syne bly. Net soos wat as jy, liewe kyker, getroud is, wil jy hê dat jou vrou en jou man moet joune wees, joune alleen. Jy wil hulle nie met ander mense deel nie. Dit is nie 'n oortreding van die 10 gebooie om te verwag dat jou man of jou vrou nie ander skelmpies en al daardie tipe dinge sal hê nie. Dit is die tipe jaloesie. So die een jaloesie is om dinge te wil hê wat nie joune is nie, wat nooit joune moet wees nie, en die ander tipe jaloesie is om te wil hê dat dinge wat joune is en net joune moet wees en net joune sal wees. Dit is die tipe jaloesie wat gebruik word as dit sê dat die Here is 'n jaloerse God. Hy wil ons nie deel met sonde of met Satan nie. En op die einde van die dag weet ons, niemand kan die Here en Mammon dien nie. Dis of een of die ander. Hoe hou ons liefde vir God verband met die vryheid wat hy ons skenk om te kies? Anders gestel, kan ons werklik lief hê sonder om waarlik vry te wees? Kan dwang ware liefde voortbring? Indien nie, waarom nie? In Engels is daar mos so 'n stelling wat sê, a man convinced against his will is of the same opinion still. Iemand wat oorreed word teen sy eie wil, is maar nog steeds van dieselfde opinie, as ek dit so los kan vertaal in Afrikaans. So definitief, liefde kan nooit geforseer word nie. Om liefde te forseer is die beginsel van Satan se koninkryk. Om te forseer, om te dwing, af te dwing. Ware liefde het altyd te doen met keuse. En die voorbeeld wat ek altyd neem is soos met my vrou. Ek het nie my vrou ontvoer nie, ek het nou nie met mense handel gekry om met my te trou nie, daar was nie enigiemand wat haar forceer het om met my te trou nie. My vrou het gekies om met my te trou. En dit is een van die hoofredes hoekom ek weet dat sy is lief vir my, want niemand het haar gedwing om met my te trou nie. Maar kom ons sê nou byvoorbeeld, as ek my vrou deur mensehandel gekry het, of haar ontvoer het, of sy gedwing was om met my te trou, dan sou ek vir die res van die lewe agter in my gedagtes altyd gewonder het, weet, is sy regtig lief vir my? Hou sy regtig van my? Wil sy regtig by my wees? En so die Here se doel was nooit vir enige iemand om hom te dien uit vrees uit, of gedwing
te voel om hom te dien nie. En so in Patriarge en Profete, die eerste hoofstukke wat daar praat oor, weet hoekom sonde toegelaat was, doen jouself 'n guns en gaan lees daardie hoofstukke en dit vertel vir ons, weet oor hoe vrye keuse en liefde werk en liefde kan nooit afgedwing word nie. Selfs in verhoudings, weet, as daar nie vrye keuse is nie, dan noem ons dit verkrachting. Ons noem dit nie liefde nie. Liefde is as daar keuse is, as iemand 'n keuse maak, maar as daar nie keuse is nie, dan is dit nooit liefde nie, as daar nie vrye keuse is nie. Nou vraag nommer 3 daarso vir ons is, dink aan enkele praktiese maniere waarop hedendaagse kerkleiers die leiersels aan die volgende geslag kan oorgee. Nou, een van die hoofmaniere, dink ek, is nou maar om mense op te lei soos wat Jesus hulle opgelei het. Nie net deur om vir hulle te sê wat om te doen nie, wat ook baie belangrik is, maar om mense saam met hulle te neem om die dinge te doen wat hulle eendag sal moet doen. So wanneer jy na die oefenplek toe gaan om gewigte op te tel, jy leer om swaarder gewigte op te tel, deur gewigte op te tel. Jy leer om mense lief te hê, deur om mense lief te hê. Jy leer om meer geloof te hê, deur om geloof uit te oefen. En so, jonger geslagte sal leer om die leiersels van leierskap oor te neem, as leiers hulle saam met hulle neem om te sien die dinge wat hulle eintlik doen. In Engels sê mos soos 'n job shadowing, kan 'n mens nou maar eintlik basies sê. En so, ek kan onthou toe ek begin werk het as 'n predikant, dan het ek saam met 'n senior predikant gewerk, en dan sou hy my saam met my na plekke heen gevat het, weet om die mense te gaan besoek en weet te wys die dinge wat hy elke dag moet doen en so aan. En ek dink dit is baie waardevol. Ek dink dit is 'n verskriklike belangrike manier om die leiersels oor te dra aan die volgende geslag. En dit beteken nie dat die hedendaagse kerkleiers gaan alles mooi en perfek doen nie, maar definitief daardie nuwe geslag sal kan leer die goeie dinge en die slegte dinge, maar ons leer verskriklik baie as ons sien hoe die mense ietsie doen. So die disippels van Jesus kon geleer het deur te sien hoe hy die mense help, hoe hy die mense leer en so aan. So, vermaan pa by die huis ook, dit is hoe jy ook jou kinders kan leer, is soos wat hulle sien die dinge wat jy doen, sal hulle jou voorbeeld kan navolg. Dink aan Josua se lewe en die slotopmerking dat die Israeliete gedurende sy hele leeftyd die Here bly dien het. Watter slotopmerking wil jy hê moet mense oor jou lewe maak? Ek dink vir my persoonlik, weet, selfs as wat die Bybel daarso sê oor Josua. Hy was 'n knegt van die Here gewees, weet, totdat hy gesterf het. Ek wil graag hê dat die mense moet eendag na my lewe kyk en sê, dit was 'n persoon wat sy hele lewe vir die Here gegee het. Dit was 'n persoon wat die Here met sy hele hart gedien het. Dit was 'n persoon wat alles op die tafel gesit het vir Jesus. Al die ander dinge maak regtig nie saak nie, weet. Hy het hierdie gedoen vir die kerk, of daai gedoen, of dit gedoen, of dat gedoen, of hy het soveel geld gehad, of hy het hierdie universiteitsgrade gehad. Al daai tipe dinge beteken regtig niks nie, maar die manier hoe ek graag wil hê mense sal my eendag moet onthou is my getroue diensknegt. Die Here wat na jou kyk en sê hierdie is 'n getroue diensknegt. Kom na die plek wat ek vir jou voorberei het. Wat meer wil 'n mens hoor as dit? En so dis regtig my begeerte dat dit sal waar wees vir my en ook vir ons kykers daarso by die huis, dat in hierdie kwartaal se les het ons duidelik gesien dat die geheim vir sukses in ons Christelike wandel in ons lewe is om gewillig te wees om te lewe volgens elke woord van die Here en staat te maak op die krag wat klaar daar in die woord is om die Here se beloftes waar te maak in ons lewe. En dat ons net soos Josua op die einde van die dag onthou sal word, geken sal word as mense wat die Here gedien het met ons hele hart, wat alles op die tafel gesit het vir die Here. En hoe gaan ons dit regkry? Om vas te hou aan die geloof, om die Here te neem op sy woord. Nie net party woorde nie, nie net meeste woorde nie, maar elke woord. Kom ons sluit ons oë vir 'n woord van gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U dankie sê dat U saam met ons gewandel het deur al 13 hierdie lesse van die boek van Josua vir kwartaal nommer 4 van 2025. Liewe Heer, laat ons die belangrike punte regtig prakties in ons lewens sal inbou en inwerk, dat ons vandag 'n keuse sal maak vir U. Nie sal wag vir môre of oormôre of vir Kersfees of Nuwejaar of ons verjaarsdag nie, maar dat ons regtig vandag alles op die tafel sal sit, ons hele lewe, en dat elke liewe aspek van ons lewe, ons sal lewe volgens die woord wat U vir ons gegee het, en dat ons nie die woord van enigiemand anders sal kies bo U woord nie. Ons dank U vir U liefde en vir U genade. Ek bid vir ons kykers by die huis en ook vir myself, dat U alles sal doen wat nodig is vir ons geestelike lewens om ons op die regte pad te kan dui. Ons bid en ons vra dit alles in Jesus se naam alleen. Amen.
Liewe kyker by die huis, baie dankie dat julle saam met ons gestap het hierdie 13 lesse van kwartaal nommer 4. Baie dankie dat jy tyd gemaak het weer eens vir les nommer 13 en ek is verskriklik opgewonde vir volgende week wanneer ons gaan begin met les nommer 1 vir kwartaal 1 van 2026. So onthou asseblief om aanhou om Gesels bietjie les te ondersteun. Hoe kan julle ons ondersteun? Ons vra nie vir donasies of enigiets soos dit nie. Druk net asseblief daardie like knoppie, lewer asseblief kommentaar, al is dit nou dankie of amen of enigiets soos dit. Dit gaan YouTube help om hierdie video te adverteer aan nog baie meer Afrikaanse mense. Ons is lief vir Suid-Afrika, ons is lief vir Suid-Afrikaanse mense. Ons het kykers in Switserland en Zambië, Namibië, Australië, Nieu-Seeland, Amerika, van reg oor die wêreld. Baie dankie vir julle ondersteuning vir hierdie 13 lesse vir kwartaal nommer 4. Ek is baie opgewonde vir volgende week. Dan sien ons mekaar weer volgende week vir les nommer 1. Dan gesels ons bietjie les.